Vader, dankie vir hierdie voorreg dat ons U nou kon worship, Abba, en ons harte so voor U kon uitpoor, Abba. Kadosh, Kadosh, Kadosh is U, Vader, Yahweh. En Abba, dankie dat ons nou U woord kan oopmaak en hierdie heuning, Abba, hierdie brood wat Yeshua is, en dat so van sy brood kan kom eet nou, Vader. Hierdie brood kan eet, sy vlees kan eet, en ons kan kom leer, Abba. Mag ons hierdie honger hê, soos die Esegiel gehad het, hierdie waar hy sê, Vader sê, eet hierdie skrol. Eet hom. Mag ons hierdie eet hê vandag, mag ons hierdie eetlus hê vanoggend, om hierdie brood te kom eet vanoggend. Dankie, Vader, spreek, die diensknegte luister. In Yeshua se naam bid ons dit, amen. So, ons is vandag besig met, nog steeds met vas. Ons het klaar gemaak met die Onse Vader, en ons het laasweek die tweede gedeelte gepraat oor vas. En het is amazing as jy mens eers oor 'n onderwerp begin praat in Vader se woord, hoe daai skatte net kom, en dit kom, en ek eer Abba. Maar hy sê in sy woord, ons moet honger wees, ons moet dit soek. En as jy daai soeke het, dan gaan hy vir ons leer. En ek dink so in die week, en hoe Abba laas jaar al net so gekom het, en al hierdie dieper dinge kom leer het. En wat 'n voorreg is dit nie om te kan, net om, dat Abba ons nog steeds vandag leer. Want mense sal sê, na soveel duisende jare, na Yeshua, wat, dat 'n ou ons op 'n stadium moet alles weet. En baie mense redeneer so van, dit is vir my genoeg, ek weet nou genoeg, ek het genoeg geleer in my lewe, en ja, ons het, dit is op 'n baie gevaarlike plek, as jy daar kom en sê, ek weet alles. En ja, maar as jy baie leerbare hart het van, Jesus Vader, ek is maar nog steeds 'n kind voor U oë, ek kom nog steeds kort die glorie, ek is so sondaar, maar dankie dat U woord vir my gee om my te leer, dan kom Abba en hy kom gee vir jou meer en meer en meer. Ja, want dan maak jy plek vir hom, soos die tempel wat ons vandag is daai wat jy, ons tempel van Heilige Gees, van Ruach HaKodesh, en hoe ons daai moet plek maak in ons tempel, om in te kom, en as jy gaan vol wees van jouself, gaan daar nie plek wees vir Abba om hierdie tempel te kom volmaak nie. Alright, so, om te vas, Matteus 6 het ons gelees, net na die Onse Vader, wat Vader sê, gaan in die binnekamer in, en daar waar jy in die binnekamer is, daar sien hy jou gebed, daar sien hy wat jy vra, en hoe ons nou hierdie vas selfde is, 'n vas is 'n persoonlike ding tussen jou en Abba Vader, dit is nie 'n ding wat jou moet hoor maak as 'n ander mens, en dit is nie iets wat jy kan doen, sê, man, ek weet om te vas, en jy moet nog leer nie, of kom hierso, en weet, ek het nou 40 jaar daar vas gehad, en kyk hoe goed is dit vir my, of van, Jesus, maar my kop is so seer vandag, want ek vas, hoe geneig is dit om nie vir mense dit te sê nie, van, jyte maar, shame, jy vas, verstaan, weet, dit is goed om vir mense te sê nie, maar jou linkerhand moet eintlik nie weet wat jou regterhand doen nie, dit is belangrik dat jy op die regte manier, maar dis ook goed as jy vir jou man of jou vrou of jou vriend of jou boeta naby jou kan sê, vas saam met my, of bid vir my in die vas, want die vyand kom vir mense as jy vas, en hoe Abba ons kom leer het, is hierdie van, waar Matteus sê van jy moet jou hoof was, waar jy moet jou, daai nederigheid, daai was met die waterbad van die woord, wat jy moet was, nederig, skoon voor Abba, en ons gekyk daai Griekse woord, van daai was, wat daai hoof was, beteken daai, om jouself te humble, jou emosies, jou siel basis, jou wil en jou emosies, basis moet dit submit, en nederig word, en soos Dawid, wat koning was, voor Abba Vader gaan lê, as hierdie humble mens, as hierdie humble servant voor Abba Vader, hoe daai skoon moet kom, voordat jy gaan begin vas, gaan en gaan bid, en gaan vra vir Vader Yahweh om jou te leer, en te wys of daar nog 'n boeta en sisas wat jy eers moet regmaak voor. Kom skoon voor hom, was jou, kom skoon, sondevry, verstaan, kom uit, bely jou sonde, en dan begin jy vas. Moenie begin vas as jy nog iets in jou hart het nie, as iets nie reg is nie, moet dit nie doen nie. En dan is ook geleer, wat ons geleer het oor hoe jy hoof moet salf, voordat jy begin vas. En Yeshua sê, daar was jou gesig, en salf jou hoof. En dit is belangrik, want dit is iets wat ons ek nooit geweet het oor nie, is om daai hoof te salf. Om te kan verklaar, ek is 'n koningskind van Vader Yahweh, ek is deur die bloed van Yeshua gered. Voordat salf jou, vra bid Vader se seën, vra vir hom om jou te seën. Maar dekleer met die olie dat jy gesalfde is van Abba Vader Yahweh.
Want dit is belangrik, want as jy jou nie gaan salf nie, dis hoe jy vyand dit wegsteek vir 'n mens, want jy gaan kom, dan begin jy vas, ewe skielik jy begin net, môre vas ek vas vir soveel dae, Abba, ek vas vir dit, ek vas vir dit, ek vas vir dit. En dan begin jy vas, dan gooi die klippe. Dan is jy, dan gooi vyand en hy looi jou. Want ja, die manier hoe jy vas is verkeerd. Jy moet jouself eers was en dan moet jy jou hoof salf om te kan verklaar dat jy is 'n koningskind. Jy's 'n gesalfde van Abba Vader. Jy dekleer dit in die geestelike helm. So ons het laasweek gepraat oor Daniël, oor byvoorbeeld hoe Daniël geweier het om daai kos te eet. Die tafel van duiwels. Hoe Daniël sê, ek gaan nie, koning, ek is nou hierso, ek moet nou geleer word as 'n jong man, maar ek gaan nie daai kos eet nie, ek gaan nie sit aan die tafel van duiwels nie. En hoe hy geweier het, hoe hy self, net om te weier, en ek het laasweek gepraat van, net om jouself te weier om nie daai vark te eet nie. Vas jy? Jy vas, jy vas self, jy raak vas en sê, ek sal daai nie eet nie. En dit is belangrik, Daniël het gesê, nee, ek gaan nie dit doen nie, en Vader het hom guns gegee. En hy het daai groente geëet en het geskyn. En ek gaan vandag 'n stukkie verder praat van ons is nog nie klaar met Daniël, want mag Vader ons leer met elke persoon wat in die woord gevas het, net om te sien hoe het hulle gevas. Want ons kan leer, want dit is die prentjies wat Vader vir ons woord gee en sy woord gee om ons te kom leer, dat die skadu's kan volg. Vader het hom guns gegee, toe hy gesê het, hy nie om wyn te drink en vleis te eet nie. So ek lees ons weer daai stukkie van Daniël 1, ek het laasweek stukkies daarso ingelees, maar ek wil graag vandag gaan ons baie woord lees. Ek hou daarvan as dit so stories is, soos byvoorbeeld Daniël, ek kan net verse aan, lees die hoofstuk, want dis diep, so ons gaan baie lees vandag, maar dit is ook lekker om te lees. Dis woord oopmaak, en dis wat hulle in die sinagoges gedoen het, hulle het woord oopgemaak en het gelees, hulle het scroll oopgemaak. Maar so ek gaan vir ons lees Daniël 1, vers 1. In die 3de jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebukadneser die koning van Babel na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Here het Jojakim, die koning van Juda, in sy hand gegee met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het, so mooi sy tempel, die huis van God. En hy het hulle na die land Siniar gebring in die huis van sy God. En die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hoofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag sowel as uit die edeles te bring, jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerlei wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap. Sien julle kinders hoekom dit belangrik is om wetenskap te doen? Daniël was goed geweest in wetenskap, vir die woord sê. En wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om hulle die skrif van die taal van die Galileërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en wyn wat hy gedrink het. Dis nie net die spys nie, dit is nie net die kos nie, dit is die wyn ook wat hulle gedrink het. By ander woorde, die koning se vark en sy wyn, as jy so vat, want as jy gaan kyk in geskiedenis, het hulle daai tyd die taal, dit was 'n tafel van duiwels gewees. Die Rome, ek nou met sis al gepraat, die Romeinse ouens het alles die teenoorgestelde gedoen. Al die konings, Nebukadneser, die Grieke, al die ouens het die teenoorgestelde gedoen wat die Jode gedoen het. Uit rebellie uit. Ek lees nou in die week so 'n stukkie van selfs die Grieke wat in die tempel gegaan het en 'n vark geslag het en sy bloed laat loop het in die tempel. Dit is so erg dit was. Hulle het alles die teenoorgestelde gedoen want hulle het nie van die Jode gehou nie. So obviously as jy nie van iemand hou nie, gaan jy basies die teenoorgestelde doen. As jy spite, hulle mense noem dit spitefulheid. Alright, so dit was die tafel gewees wat hulle daai tyd die koning gehad het. Nou ek het gekyk in die geskiedenis, al die tafels, die meeste plekke waar hulle bymekaar gekom het, die meeste feeste, jou Istara, al die feeste, die Baalfeeste, die Astara feeste, al die feeste het onrein kosse op die tafels gehad. Dis wat hulle gedoen het daai tyd. Alright, so kom ons lees verder. Om hulle so 3 jaar lank op te voed, hier is nou die kinders van Daniël hulle, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien. Onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Mishael en Asharia.
Sadrag, Mesach en Abednego. Dis net baie makliker. O ja, ek dink sê dit so. Maar die owerheid van die hoofdienaars het hulle ander name gegee. Ja, ek kom nou. Daniel is by Belsasar genoem en Hanja Sadrag en Mishael Mesach en Ashara Abednego. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys. Te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. So is nie die spys nie, hy wil homself nie verontreinig met die kos en die wyn. Right. Okay. So, was die wyn seker na Mashakar gewees, wat op daai tafels gestaan het. Nie skoon die ros of wat ek kon nie. Ek meen, al die meeste feeste wat hulle gedoen het, en as hulle die afgode fertiliteit gevier het, het daai mense dronk geword, en hulle het lelike goed gedoen. So daar was hierdie wyn wat jou kon dronk maak, die shakar, wat daarop was. So dat ou nogal dink wat ou onrein maak. Ja, maar ja. Daarom het hy die owersters van die hoofdienaars vergunning gevra, dat hy hom die hoof te verontreinig nie. Hom nie hoef te verontreinig nie. En God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hoofdienaars. En die owerste van die hoofdienaars het aan Daniel gesê, ek vrees my Heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het, want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat in julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai. Maar Daniel het aan die bediende gesê wat die owerste van die hoofdienaars oor Daniel, Sadrag, Mesach en Abednego aangestel het. Ek dink dit baie makliker. Stel tog die dienaars 10 dae lank op die proef en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink. Okay, nou hierso word gepraat van die groente. Alright, en dan later gaan ons nou weer praat oor die groente. Want ek het vandag het Abba vir ons iets mooi oopgemaak, want ek heeltyd sê vir my, as julle dink aan 'n Daniel vas. Wat sê die mense? Is dit so dat hulle sê dit is, jy mag, as jy Daniel vas doen, meeste ouens doen vir 21 dae, jy mag nie groente eet nie en net water drink. Is dit wat die mense vandag ken as 'n Daniel vas? Ek is so geleer. Baie keer is Daniel vas gewoonlik nie groente nie, jy eet net groente, niks vleis nie en jy drink water vir 'n Daniel vas. Maar is dit werklik so? Kom ons lees. Kom ons lees vers 13. Laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns en die spys van die koning eet, deur u besigtig word, handel dan met u dienaar soos u bevinding sal wees. Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en het hulle 10 dae lank op die proef gestel. En aan die einde van 10 dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as die jong seuns wat spys van die koning geëet het. Hoe lyk mense wat net groente eet? Dink jy hulle gesigte skyn so helder en hulle is meer krag? Of was dit meer net guns van Abba Vader af omrede hulle daai gekies het om nie daai onrein kos te eet nie? So het dan die bediende hulle spys en wyn wat hulle moes drink weggeneem en aan hulle groente gegee. En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand en allerlei skrifte wysheid gegee. As ek dit daai tyd geweet het, het ek net groente geëet vir my wetenskap eksamen. Die sleutels in die woord. En aan die einde van daar vers 18 wat die koning vasgestel het om hulle te bring, het die owerstes en hoofdienaars hulle voor Nebukadneser gebring. En die koning het hulle gespreek en onder hulle almal is daar niemand gevind soos Daniel, Hanania, Mesaja en Asharia nie. So het hulle dan voor die koning gedien. So Vader gee Daniel guns en seën hom met hierdie gawes. Hy seën hom met wetenskap, hy seën hom met kennis, hy seën hom om drome uit te lê. Maar daarso was Daniel getoets gewees op daai stadium. Gaan jy onrein word Daniel vir die koning want jy kan ook jou lewe verloor of gaan jy kies? Gaan jy kies om te sê nee, ek sal nie aan die tafel van duiwels gaan sit nie. En dis wat hy is, want Paulus verduidelik dit mooi, die tafel van Vader en die tafel van duiwels. Ons het 'n paar weke terug oor gepraat. Hy was rein gewees. Hy was soos 'n priester van Vader Jahweh. Dis wat hy was. Hy was die mond gewees. Wat woord gespreek het Vader Jahweh. Hy het hom weggehou. Hy het nee gesê vir die koning se kos. Vader het hom geseën. Die Hebreë vir die woord wetenskap, hoor gou hierso, is seper. Wat beteken book of law, die instruksies, die versoeke, die bevele. Vader het hom geseën met wetenskap. Hy het hom geseën met die Torah. Hy het hom geseën met wysheid
oor die Torah. Hy het hom geseën oor sy hele woord, het hy hom daai wysheid gegee. Hy het hom geseën met 'n gawe van wysheid, kennis en onderskeid. En dis wat so mooi is. Net omrede hy gekies het om te sê nee, ek gaan nie daai onrein kos eet nie. Ek gaan nie daai vark eet nie, soos laas ek gaan praat. Ek gaan nie, as my familie my nooi met 'n worsbraai waar daar 'n varkwors op daai ding is, of 'n worsie met varkspek daar binnekant, ek gaan dit nie eet nie, familie, jammer, ek gaan nie aan julle tafel kom sit nie. Hy het nee gesê, en Vader het hom geseën met hierdie gawes. Soos Boeta en Sis sal vra Abba net vir gehoorsaamheid. En hy gaan vir jou wysheid, gawes en guns gee. Maar die vyand weet dit, daarvoor wil hy hê ons moet deel wees aan die tafel van duiwels, sodat ons onrein kan word en swak kan word. Vader het Daniel sterk gehou, al het hy net groente geëet en water gedrink, vir altyd by die koning se huis. Want daar sou sê, hy het vir altyd toe verder geëet. Hy het gestop en gesê, jy kan vanaf groente eet, want jou gesig het gegloei. Hy het guns gekry by Abba. In die moeilikste situasie van sy lewe, waar jy moet opstaan teen 'n koning, waar jy moet opstaan om te sê, ek's jammer, familie, ek eet nie daai vark nie. Waar jy daai keuse moet maak van, as for me and my house, we will serve you, Lord, en ons sê nee vir dit. En hulle, kan jy dink hoe hulle Daniel dalk gespot, vir hulle gespot en gesê, kyk, julle is laf, kyk hierdie lekker kos, kyk hierdie lekker drank wat julle het vandag. En gebeur dit vandag nog? Ja. Hulle gaan jou spot as jy gaan sê nee. As jy dit nie wil join nie, maar Abba, kom leer ons hierso, Daniel was geseënd geweest daardeur. Hy, Sadrag, Mesach en Abednego. En toe hulle in die vuur ingaan, was Vader Jahweh saam met hulle gewees. Soos ons sal Vader saam met jou wees in die tye wat jy vuur het. Omrede jy sê, as for me and my house. En dis belangrik daai, moenie 'n kompromis sluit met vark of enige Levitikus 11 wette van Vader Jahweh nie. Moenie kompromis sluit nie. Abba is erg hoor. Daniel baie jare na dit, met die tydperk van die tempel, wat die tempel afgebreek is. Tot daai tyd toe nog het hulle so gevoel daaroor. Dis jare nadat Berg Sinai wet gegee is. Natuurlik sal jy nie kan net beweeg op groente nie. Jy gaan maar en dinnerig wees as jy net groente eet. Met Vader se guns sal hy jou sterk hou. Kyk, so Daniel in 'n geval, Vader het hom mooi sterk en hy was nog mooi gewees. Gehou deur sy groente. Dink net wat Vader vir jou sal doen deur kos wat jy nie voorsien. As hy so vervaardig gedoen het. Dink jy wat Vader gaan? Ek het nou reg 'n redenasie gekry in my liggaam, want ek het oor my hart gevoel het van as jy siekte kry, Boeta en Sissa, as jou maag, jou gut, as jy heeltyd sukkel met dit, as jy siektes heeltyd kry, begin bietjie, want ons regter is Yeshua, en hy sit in die troonkamer van Vader Jahweh, en daar's 'n hofsaak, daar's hofsaake soos Job 1, hy probeer jou hy probeer vir Vader Jahweh verkeerd en righteous verklaar. Maar as jy kan sê, luister gou hierso, ek het hierdie siekte nou in my liggaam, maar hierdie tempel is rein. Ek kies om nie vark te eet nie, ek kies om reg te eet in my liggaam. En verklaar dit, vyand, dan steel hy mos dan. Dan steel die vyand by jou as hierdie tempel reg eet. En hy bring siekte oor jou. Dan steel hy. En hy gaan dekleer dit. Want hy's onregverdig, hy's 'n leenaar en hy's onregverdig in daai hofsaak voor Vader Jahweh. En as jy jou kan bring en jy eet reg kosse, het hy nie die reg om jou siek te maak nie. Dis so ek voel hoor. Ons moet net begin om te warfare. Ons moet ophou om stil te bly en sê, vyand, jy's onregverdig. Dis wat daar staan geskrywe, met Job het moes hy 2 keer teruggegee het. Dis belangrik. So ja, is elke se persoonlike kenne. Nou baie mense koppel, soos ek nou sê, die Daniel vas aan groente, omdat hy heeltyd gebly groente eet het. Maar kom ons leer bietjie oor hoe hy gevas het, en hierdie is die volgende lang hoofstuk wat ons gaan lees, oor Daniel 9, want Vader moet dat ons kan leer, want baie keer word mense hier buitekant gesê, maar as jy vas, Daniel vas, eet net groente. Maar is dit werklik waar dat ons moet doen met 'n vas? Of is daai woordjie 'n afflict
daartussen nie. Dat jy nie moet groente eet nie. Right, so kom ons lees. Daniël 9. In die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waar die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het en met betrekking tot die puinhope van Jerusalem 70 volle jare was. So amazing hierso, ek laas ek van gepraat, hier kom gee Vader Jahwe klaar vir Daniël bemoediging van die profeet Jeremia wat geskryf het in die Torah en die boeke van die profete wat hy gesê het, hoor hierso, hierdie tydperk wat jy gaan wees in Babylon by Nebukadnesar gaan 70 jaar wees. Hoe amazing is dit nie om te weet die tydperk nie? Imagine as ons nou in hierdie tydperk wat jy of byvoorbeeld wat jy in jou lewe is. Ek meen baie keer dink jy, Jesus, maar ek is in 'n woestyn tydperk. Imagine hoe lekker sal dit wees as jy weet hierdie tydperk is net 'n jaar. Daniël het geweet. Jeremia het geskryf 70 jaar gaan jy daar wees. So vers 3 sê, en ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en 'n roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. Hier is die vas van Daniël. So het hy dit gedoen. Sy aangesig tot Jahwe gerig. Face to face, Elpanin, Elpanin. Die gesig wat jy jou gesig was met die waterbad van die woord. Onthou Matteus 6, was jou gesig. Elpanin, hy het een geword met Abba Vader. So hierdie stuk wat Yeshua wat ons leer, ons moet ons gesig was. Nederig word. Dis wat hy gedoen het. Hy het homself gehumble vir Vader Jahwe. Dis wat Daniël gedoen het. Vas met roukleed en as. Wat beteken dit as iemand met roukleed en as jy humble jouself? Jy word soos 'n koning Dawid wat gaan lê op die grond. Jy word niks vir Vader nie. Okay. En dan na dit sê daarso met gebed en smeking. So Daniël het homself gewas. Hy het homself gehumble, hy het gebid en hy het gesmeek en dit is belangrik. Met ander woorde, was, smeek, vas, bid. So dis 'n voorbeeld van wat Daniël stel vir ons om te vas. As jy vas, moenie net jouself deny heeltyd nie. Moenie self nie daarso net ek moet nou konsentreer om nie daai vleis te eet vandag nie. Ek moet nou konsentreer om daai koffie nie te drink nie. Want baie keer terwyl ons vas, probeer die vyand ons so mislei dat jy so al jou kragte insit op daai vas en vergeet hoekom jy vas. Jy vas, jy moet bid en jy moet smeek as jy vas. Hier is 'n baie belangrike ding wat Vader Jahwe ons leer. Vers 4 sê, en ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen. Sien julle, die gesig was met die waterbad van die woord, gaan bely, kom skoon vir Vader Jahwe. Moenie vas as jy nog sit met sonde persoonlik of teen iemand anders te nie. Bely. En gesê, ag Here, groote gedurende God, daar prys hy Abba, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir hom liefhet en sy gebooie onderhou. Kyk hoe mooi is dit. Hier kom Daniël en hy herinner Abba Vader aan sy beloftes. Nou hy's besig bevas hierso. En dis wat ons moet leer, is hoe om te vas. Let wel die wat die gebooie onderhou. Die vraag is, mag ons Vader Jahwe herinner aan woord, aan sy beloftes? Die antwoord is ja. Maar met hierdie nederige op die grond, nederige hartjies. Jesaja 43 vers 25 sê, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg om my ontwil en aan jou sondes dink ek nie. Maak my indagtig. Laat ons teen mekaar pleit. Vertel jy dat jy in die gelyk gestel kan word. Die woord indagtig is die Engelse woord remembrance. Die Hebreë zakar, wat beteken om te onthou, om te roep, in gedagte te roep. So ja, Daniël roep Vader Jahwe om te onthou. Nie van Vader, daar staan geskrywe, jy gaan dit doen nie. Nee, hy roep Abba om te onthou aan sy beloftes. Maar ek dink dis met 'n nederige, dis nie 'n name it en proclaim it houding wat ons het vandag se tyd nie. Dis hierdie nederige
hart, vassende, smekende, in roukleed as. Vader, onthou jy, dit staan geskrywe. Dis hoe ons moet doen, terwyl jy vas. Want jy vas vir iets, so as jy vir iets vas, herinner Vader Jahweh aan daai belofte. Hy sê ons mag dit doen. Maar glo vir my, jy moet gesig amper op die grond dit vir hom herinner. Dis so ek voel. Dis so ek voel. Sy verbond met ons. En hy praat verder met Jahweh terwyl hy dit doen, vers 5. Ons het gesondig, die kommer bely hy. Verkeerd gedoen en goddeloos gehandel. En let wel, opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. Hier kom beskryf hy hoekom die volk hulle tempel verloor het. En doen ons dit vandag nog? Ja. En ons het hier geluister na u knegte, die profete, wat in u naam gespreek het tot ons konings, die owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u Here kom die geregtigheid toe, hier prys hy Abba weer, maar ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem, en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is, en alle lande waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig aan ons konings. Hier kom Daniel en hy beskryf die hele geskiedenis van Israel. Hulle sonde, wat hulle gedoen het. Aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen die gesondig het. By die Here ons God is barmhartigheid. Hier kom eer hy wie Abba. Hy kom herinner Abba, u is 'n barmhartige God. En vergewig. Want ons het teen u opgestaan, u bely hy weer. En om die stem van die Here ons God nie geluister nie, om te wandel in sy wette. Hoor wat sê Daniel hierso. Hy ons deur die diens van sy knegte en die profete voorgehou het. Maar die hele Israel, nie net die Jode nie, die hele Israel, het die wet oortree en afgewyk deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort wat geskryf is in die wet van Moses. Deuteronomium 28 wat ek quote, die curses. Die knegg van God wat ons teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan wat hy oor ons gespreek het en oor ons rigters wat ons bestuur het. Die groot onheil oor ons te bring, wat ons die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskryf het, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here, ons God, nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede, en ag te gee op u waarheid nie. Daar staan dit. Hulle het houding gehad. Hulle was soos Laodicea, van stoot jy uit. Yeshua, ons stoot jou uit, ons het jy nie nodig nie. Maar hy bly klop. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om oor ons te bring, want die Here, ons God, is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, ons Here, ons God, wat hy volk uit Egipte met 'n sterke hand uitgelei het, vir u naam gemaak het, soos dit vandag is. Ons het gesondig, ons was goddeloos. En hier smeek hy, hoor sy smeeking, gegeen vers 16. O Here, laat ons tog volgens al u geregtigheid, u toorn en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word, want ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil in Jerusalem, en 'n volk, 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou ons God, na die gebed van die knegg, en na sy smeking, hoor gou my ding is hierso. Vir wie het vas Daniel hierso? Vas Daniel vir homself, wat hierdie gespottery is, oor hierdie tafel wat hy nie wil join nie, oor die mense wat ons spot, hy dalk siek, spotte oor sy siekte, vas hy oor sy siekte, vas hy vir deurbraak, dat hy kan uiteindelik net asseblief kan deurkom uit hierdie tydperk uit, vas hy vir homself hierso, of vas hy vir die volk? Hy vas vir die volk, en dis wat ek laasweek van 2 weke terug gepraat het van, baie keer wil ons vas ons net vir onsself. Me, myself and I en my probleme en my dinge, maar waar's daai wat jy begin vas vir 'n nasie, vir 'n volk, vir 'n bediening? Waar's dit? Die meeste mense wat ek gaan praat oor in die woord,
wat jou Nehemia, jou Esra, jou Ester, het gevas vir die volk. Nie vir hulle self nie. Mooi voorbeeld is dit nie. Vers 18, neig u oor my God, en hoor open u oë, en aanskou die verwoeste plekke en die stad waar die naam uitgeroep is. Want nie op grond van ons geregtighede werp ons smeekinge voor die aangesig neer nie, maar op grond van die groot barmhartigheid. Here hoor, Here vergeef, Here merk op, en doen dit, vertoef tog nie om u ontwil. Nog steeds Vader se wil. My God, want u naam is oor die stad en die volk uitgeroep, terwyl ek nog spreek, terwyl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde van my volk vir Israel bely, en my smeekinge vir die aangesig van die Here my God neerwerp, ter wille van die heilige berg van my God. Terwyl Daniel bid en vas, maar het gekom met 'n aanloop. Kies om rein te wees. Kies om nee te sê. Begin vas, smeek, bid, bely. Bid vir die ander en vir jouself. Kyk wat doen Abba Vader as jy dit doen. Vers 21. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput van vermoedenis, 'n vorige keer in my gesig gesien het, na my gekom, omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Hier kom gee Vader Jahweh vir hom insig. Hier is die hele resep. Okay. En ons wil te gou vas deesdae. Ons wil te gou, net gou as jy iets swaar is, begin vas. Hierdie is 'n groot ding. Dis hoekom Vader dit so belangrik maak in Matteus 6. Vers 23. By die begin van jou smeekinge het u woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man, geen ag op die woord en verstand van die gesig. Vader stuur vir hom boodskapper om te sê, ek, Jahweh, luister. Ek het jou gehoor. Abba, luister. Kan jy dink hoe amazing was dit? As jy vas en Abba stuur vir jou boodskapper om sê, ek luister. Dit was die vas gewees in die eerste jaar. Dit was die belydenis vir die sonde van die volk en vir hom. En die volgende vas, of is dit 'n vas? Is in Daniël 10. Maar hier is 'n amazing stuk, onthou hierdie gedeelte. Wat Daniël in die eerste jaar het hy gevas. En Vader stuur die engel om te sê ek luister. Alright. So die tweede enetjie wat ons gaan lees is in Daniël 10. Dit is ook 'n lang stuk, maar is belangrik om die stuk te kan verstaan. Daniël 10 vers 1. In die 3de jaar van Kores. Hulle reken die tydperk tussen Daniël 9 en Daniël 10 was 2 jaar gewees. 2 jaar uit mekaar uit. Okay. In die 3de jaar van Kores, die koning van die Persië, is 'n woord geopenbaar aan Daniël wat Beltesar genoem is. En die woord is waarheid, maar groot swaarigheid en hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig. Hier kom dit wat Vader hom mee geseën het in Daniël 9, 2 jaar terug. Het hy nog steeds daai insig gehad. In daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. En dis waar baie mense nie hierdie stuk verstaan nie. Mense sê hy het gevas. Hy het in daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. Nie 21 dae vas nie. Want dis die ding hierso mense, Vader laat ons leer van 'n dag. Kom ons doen saam 'n Daniël vas en ons eet groente en drink water vir 21 dae. Dis nie 'n vas nie. Dis 'n treur. Hy het getreur. Nou die treur van 3 weke, die Hebreë vir daai treur is, om seker te maak, hy praat nie van vas nie, is abal. En dit beteken om vir 'n mens te rou. Hy het gerou. Hy het steeds gerou vir die volk.
Smaaklike spys het ek nie geëet, en vleis en wyn het ek nie in my mond gekom nie, en het my glad nie gesalf nie. Tweede rede, hoekom dit nie 'n vas was nie. Want wat sê Yeshua? As jy vas, moet jy jou hoof salf. Daniel het nie gevas vir 21 dae nie. Hy het getreur. Hy het gerou. Hy het nie geëet nie, hy het ook nie gesalf nie. So die eerste keer in Daniel 9, 2 jaar terug, was wel 'n vas gewees. En die tweede keer was 'n rou. So mense verwar die stuk en sê mense moet groente eet. En koppel die twee gedeeltes van die Daniel vas aan mekaar. Het is nie so nie. Dis nie wat die woord sê nie. So mens kan die groente eet nie aan vas koppel nie. Vas beteken, die Hebreë naam vir vas is tsom. En dit beteken om die siel te verontmoedig of te kwel. Engels sê dit to afflict. To afflict wat beteken to cause severe physical or mental suffering. Dis afflict. So gaan jy jouself afflict, gaan jy jouself verontmoedig as jy groente eet. Nee, jou maag gaan nog steeds vol wees. Jy gaan vleis mis, maar jou maag gaan nog steeds vol wees. Die punt van die saak is, vas is, jy moet jouself afflict. Daai dag moet die vlees doodgaan. Gaan die vlees doodgaan as jy jou vir 21 dae net nog steeds groente eet? Nee. Vas moet 'n affliction wees. Die liggaam moet doodgaan. Jy moet kopseer en moet loop daai dag. Jy moet voel, ek wil sterf vandag. En dis die probleem. Dis hoekom die mense hierdie valse dinge gee van, dis hierdie Daniel vas. En jy eet nog steeds jou groente. Jy vas dan verniet. Nie in soveel mate nie, maar dis nie die regte manier nie. Jy eet nog steeds, jy afflict jou dan nie. Dis belangrik om dit te verstaan. Hy sê daarso, vers 3, totdat 3 volle weke om was. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Heddekiel, het my oë oopgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud en ufas. Hoor gou hierdie amazing gedeelte. Raai, wie was daar by Daniel? Nou net die sonne, kyk gou. Hy het gevas, hy het gebid, hy het gesmeek, hy het Vader geëer, hy het berou, hy het al hierdie goeders gedoen. Begin met onreinheid, om te kies vir rein kosse te eet, nie onrein kosse nie. Toe het hy tot gerou vir 21 dae vir 'n volk. Gaan jy rou vir ons Suid-Afrika vir 21 dae? Of 'n wakel? Hy het gerou, sy hart was seer geweest, hy het gerou. Okay? Hoor gou hierso, wie kom na hom toe? Die tweede keer. Want die eerste keer was daar 'n engel na hom toe gewees, Gabriël. Die tweede keer beskryf hy iemand wat hom kom sien. En sy liggaam, hoor hierso. Eerste gedeelte. Hy sien 'n man met linne bekleed en sy heupe omgord met goud en ufas. Okay? Toe sien hy, sy liggaam was soos kristoliet en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en voete soos blink geskuurde koper, die ander Engels sê dit brons, en die geluid van sy woorde soos 'n gedruis van 'n menigte. Wie beskryf hy hierso? Yeshua. As jy Openbaring 1 gaan lees wat Johannes beskrywe hoe Yeshua lyk. Oë van vuur, mond soos gedruis van die waters, 'n gesig wat so skyn, hierdie wit hare, hierdie wolhare, in die hande sy 7 kerke wat hy hou, sy voete soos brons wat die oordeel van die 7 kerke gevolg het. Yeshua het hom kom ontmoet. Daarso. En ek, Daniel, alleen hierdie gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie, sodat hulle 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Die heiligheid van Yeshua.
So, dit is nou 'n bietjie, ek love hierdie stuk, want dit is 'n ekstra beskrywing van hoe Yeshua lyk, buite hoe het ons weet in Openbaring 1. Toe het ek alleen oorgebly, en julle moet asseblief leef hierdie stuk in. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het al my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van die woorde gehoor, wat Yeshua praat. En toe ek die geluid van die woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval. Hierdie is Yeshua. Hierdie is Jesus. Dis nie hierdie liewe Jesus, wat ons kinders grootgemaak word nie, en mense vandag nog aanhou nie. Hy het op jou aangesig geval voor hom, gebewe. 'n heilige God, wat voor jou gestaan het. The fear of the Lord, kom hier deur, as ek het reg verstaan. Vers 10, en kyk, 'n hand het my aangeraak, en op my knieë, en op my handpalms waggelend laat opstaan. Hier kom Yeshua, want imagine yourself, hier soos vir Daniel, op sy gesig. Die mense bewe, almal hardloop, hier is hierdie stem. En Yeshua kom en hy tel hom op. En hy sê vir my, Daniel, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek. Jy gaan staan op jou staanplek, waar ek nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende, gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniel, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en voor die aangesig van jou God te verontmoedig, te vas, is jou woorde gehoor. Hier kom sê Yeshua, Daniel, 2 jaar terug, toe jy gevas het, jou verontmoedig het, toe jy gevas het, en jy het jouself hierdie rou in as gelê, toe jy jouself rein gemaak het, en jy het gekies, het Vader Jahwe jou al gehoor. En hier kom Yeshua, en 2 jaar na die tyd kom hy, en hy sê, ek het gehoor daai tyd. So baie keer sit jy dalk Boeta en Sissa, jy vas, en jy smeek, en jy lê in die as, jy doen regwaar soos wat die woord sê, jy salf, jy doen alles wat jy moet doen. Maar dit voel vir jou baie keer as wat Vader Jahwe hoor jou nie. Dit voel so, en daai liedjie ons nou gesing het van, don't stop praying. Jy dalk hierdie aanhoudende smekinge in jou lewe, 2 jaar na dit kom Yeshua eers en sê, ons het jou gehoor. Mag dit woord wees vir iemand wat dit nodig het vandag. Moenie ophou vas nie, moenie ophou smeek en bid en vra nie. Abba, hoor jou, dis nog nie die seisoen nie. Daar's 'n rede. Hy sê, Yeshua sê, vers 12, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Jy, Daniel, jou righteous man, jou follower, jou chosen one, jou set apart bruid, vir jou ontwil het ek gekom. En dan nog iets, maar die vors van die koninkryk van Persië het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Persië. En het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val. Want die gesig sien nog op die verre toekoms. Dis die gawe wat hy gekry het. Dis die drome wat hy uitgelê het. Dis die standbeeld van die standbeeld van jou goue ryk
jou bronsryk, jou iron time, en waar ons die voete nou is. Dit is die standbeeld van Daniël. Vader het hom daai gawe gegee om die gesig te sien wat met die volk Israel nog gaan gebeur. En het dit so gebeur? Ja. Na Nebukadneser was die Persië gewees, en toe die Grieke, en toe die Romeine, en nou sit hierdie 10 verdeelde mense wat ons is die voete hierso nou, wat wag vir die bal wat Yeshua is, wat gaan kom en gaan verwoes. Ons is in daai tydperk nou, en die tydperke van Daniël se profesie het presies uitgewerk, presies. Hy het daai gawe gegee, wat Vader gegee het, wys hoe amazing is daai vas. En terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het my aangesig op die grond gedraai en stom geword. En kyk, een wat soos 'n mens gelyk het my lippe aangeraak. Nog 'n bewys dat Yeshua is. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek en hom wat teenoor my gestaan gesê, my Heer. Nie engel nie, my Heer. Deur die gesig het krampe my oorval en het ek geen krag oorgehou nie. En hoe kan so 'n geringe knegt van my Heer met so 'n Heer van my spreek? Wat my aangaan, bestaan daar nou geen krag in my nie en geen asem het in my oorgebly nie. Toe die een wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en my versterk. En gesê, mag dit vir jou wees, Boetan, so sê hy. Wees nie bevrees nie, geliefde man en vrou. Vrede vir jou. Wees sterk. Ja, sterk. En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep. Ek het nie bly lê en bly jammer kry en myself bejammer nie. Soos Dawid, opgestaan, moed geskep en gesê, my Heer kan maar spreek, want U het my versterk. Hier is vir ons vandag. Dis vir ons woord. Wees sterk. Staan op. Staan op. Miskien is jy dalk oorlaai, Boetan, soos vandag. Miskien het jy dalk hierdie tydperk wat jy al begin glo van, Jesus, maar ek bid heeltyd en ek vas heeltyd, maar dit kom nie deur nie. Ek wil vandag jou los en sê, kom heel eers reg. Vra vir Vader of daar enige onreinheid in jou is. Natuurlik of vleeslik. Kom reg voor Vader Jahwe. Bid en smeek hom. Bly glo. Humble yourself. Was, salf jou hoof. Vader Jahwe, hy hoor. Dit het 2 jaar later gekom vir hom, maar Jahwe hoor. Daar was 'n rede gewees, soos in Daniël se geval. Vers 20 sê, toe sê hy, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van Persië. En as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Was dit so gewees? Ja. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid. Saam met my dapper gedra teen julle nie, behalwe julle vors Micha. Vader Jahwe sê, hy luister. En so 'n amazing stuk van hierdie, beskryf vir my die geestelike oorlog wat aan die gang is. Die natuurlike en die geestelike realm. En die stryd is nie teen die natuurlike nie, maar wel teen die vorste. Die Princes of Darkness, die strongmen. Die oorlog is waar. En hier kom sê Yeshua, luister Daniël, ek moet teruggaan. Ek het jou net kom sê, hou, wees sterk, hou vas. Ek moet nou teruggaan Daniël, want ek gaan nou verder veg vir jou. Ek gaan verder vir jou veg, en Michael, ek gaan saam met hom, hy het gekom om my te help. En so gaan Vader Jahwe en seun Yeshua en sy Ruach HaKodesh veg vir jou in die geestelike. Hy veg saam met jou. Daar's 'n groot geveg in die gang. As jy vas. Daar is 'n groot oorlog. En hulle veg vir jou. Hou net vas. Byt vas. Jou redding kom. Dis al wat ek vandag kan sê vir julle. Moenie ophou om te bid, te smeek, te vas nie, en jou hoof te salf nie. Ek prys Abba vir hierdie stuk.
Prys Abba vir die stuk. Maar jy moet 'n keuse maak, dit begin alles by 'n keuse. Om hierdie skoon, maagdelike bruid te wees. Dis al. Wat hy vra. As jy daai keuse maak van nee, ek gaan nie na die tafel sit nie. Mense gaan my spot. Hulle gaan, jy sê as jy Jood, hulle gaan vir jou lag. Hulle gaan sê jy mors jou tyd. Dis fyn dat hulle sê wat hulle wil sê. Maar ons moet begin glo. Ons moet begin geloof hê. Want dis wat die vyand doen. Hy maak ons swak. Hy maak ons dat ons glo nie, ons moet groente eet as ons vas. Dis wat hy doen. Want hy weet, dan val die krag van vas. Dis 'n rou gewees, nie 'n vas nie. Die woord sê so. Bevliek jouself, hou terug van groente as jy vas. Bevliek jouself, was jou gesig, salf jou hoof en begin vas. Jou redding kom. Amen. Amen. Kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Vader, dankie vir hierdie voorreg, Abba. Kadosh, kadosh, kadosh is U. Yeshua is kadosh, Ruach is kadosh. U is afgesonder en U roep ons. U sê, be holy because I am holy. Wees jy 'n afgesonderde bruid van my, skoon maagdelike bruid, gekleed met hierdie wit righteousness of the saints. Hierdie mooi skoon bruid. Vir wie ek wil afshow mee. Vir wie ek wil hê mense moet jou sien daar buitekant as myne. Jy wat 'n teken dra, die sabbate as 'n teken dra vir jou. Wil ek vandag sê Vader Jahweh, hou net vas en bly glo. Vir jy wat gekies om my te shema. Vir jy wat jouself verontmoedig, jouself afflict. Vir jy wat nie net aan jouself dink nie, aan ander boetas en sissers dink, vir jou wil ek vandag sê, daar kom redding, hou net vas. Want ek, Yeshua, is besig om te veg vir jou. Die geveg is groot in die geestelike riem. Maar Vader Jahweh stuur engele om te help. En ek sal my woord gee, ek sal my roog in jou gees hê, Vader Jahweh, om jou te leer, en jou te troos, en jou te help. Jy het die hele woord, soos Daniel, die woord gehad het van 70 jaar, oor 70 jaar, Daniel, gaan hierdie tempel, gaan julle weer terug, gaan die tempel herbou, so wil Vader Jahweh vir jou sê, gaan lees vir Openbaring. Want hy sê daar in Openbaring 22, jy, Boeta en Sissa, wat my gebooie onderhou, vir jou sal ek eendag 'n stad gee, en jy gaan reguit tot die stad, en reguit tot die boom van die lewe, hou net vas om te shema, sê Vader Jahweh vandag vir jou. En begin glo, moet jy net bid nie, glo, dis belangrik. Abba, dankie vir die woord wat U vir ons nou gegee het. Ons eer U, Abba. Yeshua, ons kan nie wag om U te sien nie. Ons wil humbly voor U kom neerval, soos Daniel geval het. Want dankie dat U vanoggend kom en U tel ons op. En sê, my kind, luister net. Ek is ook 'n mens. Ek is Vader Jahweh se kind. Ek is sy seun. My naam is in hom en ek is in hom en hy is in my en jy's in my. En saam deur my is jy saam met my in hierdie heavenly realms. Is jy saam met my? Ek dink aan jou heeltyd, ek gaan vir jou veg in hierdie geestelike oorlog veg vir jou. Dankie daarvoor. Dankie Yeshua dat U ons nooit gelos het nie, dat U altyd sal staan en sal bly klop. Ons moet net kies of ons U wil toelaat, om vir ons in te kom en saam met ons hierdie maaltyd te hê. Om saam met U toe te laat om te gaan veg. Vergewe ons, Abba, vir die kere wat ons nie geglo het nie. Wat ons self het probeer uitsorteer, dat ons self hierdie geveg wil veg. U sê bly vas, smeek. Glo. Dis al wat ons moet doen, Boeta en Sissa. Dis al wat Abba vir jou sê, hy hoor dit en ek eer U daarvoor vir die woord, Abba. Dat U sê U hoor. Dankie daarvoor. Mag U wil geskied, dis al wat ons kan vra. Op U tyd, op U Moadim, wanneer U sê dis tyd, my kind, gaan ek jou uit hierdie situasie uitlig. Jy gaan ook deur die vuur gaan, soos Sadrag, Mesach en Abednego gegaan het. Jy gaan ook in 'n leeukuil gegooi word, maar I will never leave you, I will never forsake you, sê Vader Jahweh. Never, sê hy. Never. Nie net nou of dalk môre nie, never, sê hy.
Dankie daarvoor, Abba. Dat ons kan vashou aan U woord en waarheid. En mag ons net vashou, Abba, en U eer in elke situasie. Mag ons soos hierdie menorahs wees wat dalk baie keer gelouter word om nog mooier te skyn vir U. Soos die disippels, soos Paulus. Maar het vasgehou aan die woord en die waarheid. Dankie daarvoor, Abba. Abba, ons eer U, Abba, dat U hierdie seën het vir ons. Moet ons is ontvang nou die seën wat Vader Jahwe vir jou het. Sy seën Yeshua het vir jou gesterwe, sodat jy dit kan kry vandag. Sodat jy kan deel wees aan die beloftes, wat gegee is aan Abraham, Isak en Jakob. So deur Yeshua, ontvang dit nou hierdie seën wat Abba vir jou het. Yahweh Adonai Vishmarecha, Ya'er Adonai Panevlecha Viguneka. Yesa Adonai Panevlecha Vyasemlecha Shalom. Vader Jahwe sê, hy sal jou seën en jou bewaar. Glo jy dit vandag? Hy sê, hy sal. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Al wat hy wil hê is dat jy moet hom ken en jy moet hom lief hê, volgens Psalm 91. En deur hom te ken, om deur hom lief te hê, is om sy gebooie te onderhou. Dis hoe jy jou liefde vir hom terugwys, omdat jy wil, omdat jy lief is vir hom. Vader Jahwe sê, as ons sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy skyn soos daai menorah daar buitekant. Mag jy skyn vir die donker wêreld daar buitekant, mag jy 'n ligtoring wees. Mag jy skyn soos dit Moses geskyn het toe hy covenant ontvang het. En Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou draai. Hy sal vir jou kyk, hy sal luister vir jou gebed, hy sal sien hoe vas jy. Hy sal kyk na jou wat jy doen, Boeta en Sissa. En hy sê, hy sal vir jou seën met hierdie shalom vrede. Ontvang nou hierdie vrede wat hy vir jou het vandag. Bruid van Jahwe. Dankie daarvoor, Abba. Abba, ons ontvang dit nou deur die werking van die Ruach HaKodesh. En deur ons koning, ons hoofpriester, die seun van Jahwe, Yeshua Messiah se naam ontvang ons dit nou. Dankie. Amen. Amen. Dankie julle. Like asseblief ons video's, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.